Goeiemôre. Dit is Woensdag 24 Julie, die laaste Woensdag in hierdie Julie maand van 2024. Ek is Estie Geldenhuys en dis 'n voorreg om verder met jou te gesels oor die wonder daarvan dat almal van ons uniek is in ons Vader. Hy het ons toegerus met spesifieke hulpmiddels, gawes. En nie twee van ons is regtig eeners nie. Ons gesels oor die laaste van die geestelike gawes, die 7 geestelike gawes in Korinte 12 genoem, en dit is naamlik spreek in tale en ook uitleg van tale. Ek verwys graag net na die laaste gedeelte van vers 9 en dan ook vers 11. Hy verduidelik daar aan 'n ander het hy gegee allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. En ek wil net sê, dankie Vader, dat U wat elkeen van ons geskep het, presies weet wat U plan en U doel met elkeen van ons is, hoe U ons wil aanwend, en dat U daarvolgens ons toerus, volgens U wil. Dit is U waarheid. Ons eer U en ons prys U naam daarvoor. Amen. Onthou ook, ons Vader wat elkeen van ons vir 'n spesifieke doel geskep het, weet watter gawes ons in staat stel om die spesifieke doel wat hy vir ons bepaal het, te kan bereik. Ons mag onsself nooit met ander vergelyk nie, of begeer wat ander het nie. Solank ons vergelyk of begeer, kan ons nie met sekerheid dit ontvang waarvoor ons Vader ons geroep het nie. Die goddelike doel van ons Vader kan slegs deur ons slaag solank ons glo dat dit is waarvoor hy ons geskep het. Sy waarheid oor ons stel ons in staat om sy wil vir ons uit te leef. Sal ek dit weer sê? Sy waarheid oor ons stel ons in staat om sy wil vir ons uit te leef. Geen wonder nie dat Paulus dit nodig gevind het om hierdie kosbare woorde te bid, wat vir ons opgeteken is in Kolossense 2 vers 2. Hy bid dit vir almal wat sy aangesig nie in die vlees gesien het nie. En dit sluit ons vandag in. Hy bid dat ons ook die verborgenheid van God sal snap. Paulus vra volgens Kolossense 2 vers 2 en 3 dat hulle harte vertroos mag word. Hulle harte vertroos mag word. Dink daaraan, solank as wat ons ontsteld is of angstig of verward, kan ons niks leer nie. Dis eers wanneer ons harte waaragtig vertroos en vol vrede en rus in hom is, wat ons kan leer. Want ontsteltenis en angstigheid en verwardheid keer dat ons enige iets leer. Ek lees verder. Deurdat hulle saamgevoeg word in liefde tot alle rykdom van die volke, van die volle versekerdheid van insig. Hoor mooi, saamgevoeg in die liefde tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. As ons hom dus leer ken, sal ons ook sy verborgenheid leer ken. Maar dan bid hy ook vir gelowiges wat gretig is om hierdie verborgenheid te verstaan en self te beleef. En nou lees ek in Kolossense 1 vers 26 en 27, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou
geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Kosbaar. Hy verwys na heidene. Weet jy, dit sluit elkeen van ons in, wat nie uit die fisiese volk van Jahwe Elohim gebore is nie, daardie tyd nie. En nou wil ek eers bid en ek wil vra, Vader, dankie. Dankie dat ons nou kan uitroep na U. Ook ons het waaragtig U aangesig nie in die vlees gesien nie. Tog weet ons dat dit U wil is, dat ons U verborgenheid sal ondersoek en dat U antwoord op ons soeke vir elkeen van ons verseker beskikbaar is. Vader, kom lei nou asseblief hierdie gesprek en openbaar U asseblief U self aan elkeen wat ooit hierna sal luister en asseblief ook aan my. Kom openbaar U self, Vader, asseblief, ons vra dit in die naam van Yeshua. Amen. Ek wil graag vir jou lees uit Markus 16 vers 16 tot 18. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word, en onthou, oordeel is gelykstaande aan ongeloof. Sien die twee saamloop. Oordeel en ongeloof loop saam. Ek lees vers 17. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Wat 'n belofte. Mag ons elkeen hierdie belofte ons eie maak. Dit is wat Heilige Gees steeds wil gee vir elkeen wat glo. En dan is daar Handelinge 2, en ek wil graag vers 1 tot 4 lees. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En dan kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En het begin spreek in ander tale, soos die Gees dit aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgedrom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. Nou ja, hoe, waar of wanneer gebeur sprekentale vandag vir ons? Hier het ons die voorbeeld van die eerste keer wat dit gebeur het in Jerusalem, maar ons leef nie meer in daai tyd nie, en ons is nie in Jerusalem nie. Hoe en waar gebeur dit vir ons vandag? Weet jy, mens kan op jou eie stil wees by ons Vader hom aanbid, en jy kan dit doen in jou geestelike taal, waarvan jy nie noodwendig verstaan waarin jy hom presies aanbid nie. Maar die wonder daarvan is dat dit die Gees is wat die Vader deur jou in hierdie geestelike taal aanbid. Dit beteken dat ek en jy glad nie belangrik is in hierdie aanbidding nie. Die aanbidding is dan gees tot gees. Dit gebeur ook
in die byeenkoms van gelowiges dat iemand 'n woord van Vader ontvang en bring deur die gebruik van 'n taal. Bid dan dat daar een sal wees wat ook die uitleg van hierdie woord ontvang. Hoor hoe lees 1 Korinte 12, ek lees van vers 12 tot 16. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een gees deurdronge. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. Elkeen van ons, juis in ons uniekheid, is deel van die liggaam van Christus. Neem ook asseblief die volgende tydige waarskuwing ter harte. Veral waar dit kom hier by dit wat ons bespreek. 1 Korinte 14 vers 4 en 5 en 6 wil ek graag vir jou voorhou. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek. Of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang. Maar nou, broeders, as ek na julle kom en in tale spreek, tot watter nut sal ek vir julle wees, as ek nie met julle spreek, of deur 'n openbaring, of deur kennis, of deur profesie, of deur lering nie. Daarmee verkleineer Paulus glad nie die taal nie. Hy beklemtoon die belangrikheid van die uitlegging. Dieselfde gees wat die taal gee, kan en sal ook die uitleg gee. En daarvoor moet ons ook bid. Weet jy, uiteindelik is die koninkryk van God die belangrikste. Alles gaan oor koninkryk en die uitbouing daarvan. Mag dit ook eerste of voorop wees in ons gedagtes en begeertes. Daar is absoluut geen probleem mee om in 'n taal te spreek nie. Ons moet net leer om dit aan te wend en om die waarde daarvan deur die uitleg ook van ons Vader te ontvang. En moenie skrik nie as een persoon die taal bring en 'n ander die uitleg. Dit werk so. Vader, gebruik ons asseblief volgens U wil, maar suiwer tot uitbouing van U koninkryk. Bewaar asseblief ons harte, Vader, dat niemand onsself sal verhef bo ander, of U sal bevraagteken nie. Vader, ons erken en bely dat hierdie, vir watter rede ook al 'n netelige saak is, en ek bid dat U dit vir ons almal net gewoon 'n gawe van U maak en laat sien en beleef, en gee dit vir ons, Vader, tot stigting van U koninkryk. Dit vra ek in die naam van Yeshua. Amen.